Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met u hier te kan wees, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 319. Praat ek mense engletale, maar dis nie uit liefde nie. Die tema van vanoggend se preek is die nuwe mens geroep tot liefde. Ons gaan saam sing Gesang 319, daarvan vers 1 en 2, terwyl ons net so sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed. Na die stilgebed gaan ons as voorbereidingslied saam sing Gesang 95. Ons gaan dit staande doen, waarna jy staande kan bly vir die foto met die seun. En na die foto met die seun gaan ons saam sing Gesang 137. Gesang 137, dis want so lief het God die wêreld gehad en ons gaan hom 2 keer deursing. Gesang 95 na die stilgebed, en dan kan jy staande bly vir die foto met die seun, waarna ons Gesang 137 2 keer gaan sing as loflied in hierdie oggend. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister aan die samevatting van die wet, soos wat ons dit vind in Matteus 22. Daarna gaan ons saam sing Gesang 66. Gesang 66 daarvan die eerste en die tweede vers as skuldbelydenis, en u kan ook die Psalm en Gesangeboeke oopmaak by Gesang 141. Gesang 141, daarvan gaan ons sing vers 1 tot 4. Vers 1 tot 4 van Gesang 141 na die belydenis van ons geloof. Gesang 66 vers 1 en 2 na die wet en Gesang 141 vers 1 tot 4 na die belydenis van ons geloof. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.
Geliefdes, ons lees in Johannes 3 vers 16 tot 18, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Geliefdes, aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy daai sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat ons deur sy seun vrygekoop het van die sonde, en die Heilige Gees nuut gemaak het, sodat ons ook die liefde kan gaan uitleef. En daarom kan ons in hierdie oggend ons geloof bely, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 en ons lees vanaf die 7de vers. En die kern van vandag se boodskap vind ons in die 7de vers. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Ons lees saam 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het,
sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, hoe heerlik is dit dat ons vandag in U huis bymekaar kan kom. Here, dat ons weer kan hoor, U is liefde. Maar dat ons ook die verantwoordelikheid ontvang, soos wat U ons liefgehad het, so moet ons ook U en ons medemens lief hê. Here, dankie dat ons op 'n naweek soos die, waar die wêreld dink aan wêreldse liefde, waar hulle gefokus is op geskenke en al hierdie dinge, Here, dat ons gefokus kan wees op U. Here, dat ons kan vra, spreek U nou vir ons, ontvou vir ons hierdie liefdesboodskap wat U vir ons gegee het. En gee dat ons ook so sal gaan leef. Spreek U nou met elkeen van ons, werk met die Heilige Gees in ons harte, dat dit ook op die mure van ons hart gegraveer sal word, dat ons dit sal gaan leef. Here, dat ons dit sal glo. Daarom bid ons dit in onsself nie, ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. In die vervalle wêreld waar ons leef, heers die haat oor ons mense. Ons het al vir mekaar gesê dat weens die sondeval is ons as mens nie meer in staat om God of ons medemens lief te hê. Omdat Adam en Eva geëet het van die boom van die kennis van goed en kwaad, het hulle die vermoë gekry om te onderskei tussen wat goed en kwaad is, maar hulle het nie meer die mag om te kies wat goed is. Die mens is geneig tot die haat. Dink maar net aan Kain en Abel. Kain bring sy offer na God toe en God neem dit nie aan nie. Abel bring en God neem sy offer aan. En hier in Kain se hart begin die jaloesie en die verwyte te kweek en dit skakel om in haat. Uiteindelik slaan hy sy eie broer dood van hierdie haat wat in hom is. Gaan kyk die nuus. Lees die koerante. Moord, roof, diefstal, leuns, egskeidings, al hierdie slegte dinge wat in die haat gegrond is. Die wêreld is vol van die ellende. En is alles gegrond in liefdeloosheid.
Want selfs as jy van iets goeds hoor, wat iemand gedoen, dan word dit gewoonlik ingekleer so dat dit liefdeloos voorkom. Gee ek vir iemand op straat werk, dan word daar gesê, ek misbruik sy omstandighede tot my voordeel. Beraad ons iemand wat emosioneel seer het, dan word daar gesê, maar jy manipuleer hierdie persoon dat hulle jou wil nastreef. Tigtig die kerk sy lidmate in liefde om hulle van hierdie dwaalweg op pad na die hel toe terug te bring na die Here, dan word daar gesê, maar julle is liefdeloos. Briewe word geskryf, sosiale media plasings word gemaak, en die kerk word die monster gemaak, wat in liefdeloosheid optree, en tog is dit eintlik die liefde. Daarom is dit sonder twyfel dat ons kan sê, die liefde is besig om daar buite te woed. Die wêreld ken nie meer die liefde nie. Die liefdeloosheid is oral om ons. En tog moet ons erken, liefde is die teenoorgestelde van haat. Waar haat is, kan liefde nie bestaan nie, en tog is God liefde. Daar is nie haat in hom te vind nie. En hy verwag van ons as beelddraers van hom, om ook hierdie eienskap van die liefde uit te leef. Ons moet God en ons medemens lief hê. Dis hoe Jesus dit saamvat. Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Nou dit wat in die wêreld aangaan, dit wat ons hier lees, stem nie ooreen nie. God verwag liefde. Tog het ons nou net gesê, ons is nie tot die liefde in staat nie. Nou is God nie onregverdig om dit van ons te verwag nie? Nee, die antwoord hierop kry ons in vers 10 van ons geleesde gedeelte. Hy sê, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. En sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Hoor u, dit is nie omdat ons God lief gehad het nie. Dis omdat hy ons lief gehad het. Sy liefde was eerste. En hy het sy liefde aan ons geopenbaar deur sy enigste seun vir ons te gee. Hy wat die liefde volkome kon uitleef om sy lewe as 'n offer te bied, sodat ons gered kan word. Dis daar aan die kruis waar Jesus hang, wat sy bloed vloei, wat ons as mense in sy liefde skoon gewas word. Dis daar waar sy liggaam gebreek word, waar ons in sy liggaam gevoed word. Dis aan die kruis waar die liefde vir ons gewys word. Daarom kan ons die liefde uitleef. Die grootste betoning van liefde wat enigiemand kan doen, is om hulle lewe vir ander te gee. Dis wat Christus vir ons gedoen het. Daar's geen groter liefde as dit nie. En omdat hy dit gedoen het, kan ek in die liefde gaan leef. Dit bring daardie verantwoordelikheid, ek moet anders word. Kan nie meer haat nie. Nou liefdes, hoe lyk ons liefde tot God? Dis tog die eerste roeping. Ons moet God lief hê met ons hele hart, siel en verstand. Hoe lyk daardie liefde? Om God lief te hê beteken ek moet sy wil nastreef. Ek moet doen wat hy van my vra. Dink maar aan 'n kind en sy ouers. As 'n kind nie doen wat die ouers vra nie, dan sê ons dis liefdeloosheid. Net so as ons nie doen wat God vra nie, is dit liefdeloosheid. En tog sien ons in ons teksgedeelte dat die liefde nie volmaak word in die onderhouding van die wet nie. Die liefde word volmaak in die vrymoedigheid wat ons as mens het in die oordeelsdag. Ons lees in vers 17 tot 18, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld.
Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Geliefdes, vrees is 'n vreemde term wat baie mense baie keer verkeerd verstaan. Want aan die een kant sê ons, jy moet God vrees, ons moet God vreesend lewe, maar dit beteken nie ek moet bang wees vir God nie. God vreesend beteken, ek het 'n groot en 'n diepe ontzag vir die Here, ek het daardie eerbiedigheid teenoor hom. Dit beteken ek staan in eer voor my koning. Ons moet God vreesend wees. Maar wat hier vir ons gesê word is, jy hoef nie bang te wees vir God nie. Jy hoef nie die oordeel van God te vrees nie, want hy is nie 'n tiran wat jou forceer om sy wet te hou, en as jy nie die wet hou nie, gaan hy uiteindelik jou straf nie. En dan sou ons almal verlore gegaan het. Ons hoef nie bang te wees nie, want sy seun het die wet gehou. En deur die liefde het sy seun in ons plek gestaan en daardie straf wat moes kom op ons geneem. Daarom as ons in hom glo en as ons in hom leef en in sy liefde staan, het ons die vrymoedigheid om in die oordeelsdag voor God ook te verskyn. Ons hoef nie bang te wees nie, want die liefde dryf alle vrees na buite. Jy sien, die onderhouding van die wet is nie die volkome uitbeelding van die liefde nie, want ons kan nie. Christus wat die wet onderhou het, dit is die volkome uitbeelding van die liefde. As dit nie vir dit was nie, sou ons vandag nog in die haat geleef het. Maar geliefdes, die tweede beginsel is net so belangrik. Want Jesus sê ook, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En in Johannes het ons dit gelees, vers 11 sê, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. En in vers 20 die bekende woorde, as iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Daarom fokus God se wet nie net op ons liefde tot God nie, maar ook ons liefde tot ons medemens. Omdat hy ons lief gehad het, moet ons mekaar ook lief hê. Dink maar net aan die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder. Jy moet die gesag wat bo oor jou gestel is eerbiedig. God het daardie gesag oor jou aangestel. God is die grootste gesag. Deur die 5de gebod te onderhou, toon ek ook my liefde teenoor God wat die gesag gegee het. Die 6de gebod, ek mag nie doodslaan nie. God is die gewer van die lewe. Hy het die asem in die mens ingeblaas. Net so het hy ook ons dag en datum bepaal waarop ons sal sterf. Deur die 6de gebod te onderhou en nie dood te slaan nie, sê ek toon my liefde teenoor die gewer van die lewe. Die 7de gebod, ek mag nie egbreek nie. Ek moet die huwelik in sy heiligheid bewaar, want God self het in Genesis gesê, hy het een man, een vrou gemaak, en die man sal sy ouers verlaat en sy vrou aandleef en hulle sal een word. Jesus sê, dit wat God saamgevoeg het, kan geen mens ongedaan maak nie. God is die gewer van die huwelik. Deur die eg te hou, onderhou ek my liefde tot God. Die 8ste gebod, ek mag nie steel nie. God leen alles wat ons hier op aarde het vir ons. Dis steeds sy besitting. Ons is net rentmeesters. En as ek dit steel, dan sê ek het nie genoeg liefde vir God om my medemense dinge te behou nie. Om dit vir hulle te gee nie. 9de gebod, ek mag nie jaloers wees nie. 9de gebod, ek mag nie valse getuienis gee nie. Ek mag nie lieg nie. Christus is die waarheid. As ek die waarheid soek, beteken dit ek toon my liefde teenoor God. Die 10de gebod, ek mag nie jaloers wees nie, ek mag nie afgunstig wees teenoor my medemens nie, want die liefde van God is genoeg vir ons almal. Jy sien, die uitlewing van die wet toon juis die liefde van God wat hy eers aan ons getoon het. Daarom moet ons ook daardie liefde soek.
En dit is belangrik dat ons vandag hieroor praat. Want volgende Sondag kom sit ons aan by die nagmaaltafel. En ons gaan die sakrament sien waar dit vir ons uitgebeeld word, hoe Christus ons liefgehad het, dat sy liggaam vir ons gebreek het, sy bloed vir ons gevloei het. Dit gee vir ons 'n versekering dat ek deel het aan daardie liefde van Christus. Maar dit bring ook die verantwoordelikheid, ek moet my lewe gaan ondersoek. Ek moet self daardie ondersoek gaan doen, is ek besig om God se liefde teenoor hom en my medemens uit te leef? Want as ek nie doen nie, moet ons besef, gaan ons onder die oordeel van God staan. Ons as nuwe mense, met nuwe harte, word opgeroep tot liefde tot God, liefde tot jou naaste. Mag die Heilige Gees ons ook daarin help en lei. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U ons so lief gehad het, dat U Seun gestuur het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, en dankie dat U ons eerste lief gehad het, dat ons ook nou daardie liefde kan uitleef. Here, gee dat ons elke dag, oral waar ons gaan, teenoor ons medemense en U die liefde sal toon. Nie ter verdienste nie, maar omdat U ons lief gehad het. Here, dankie dat ons ook nie na 'n wêreldse beeld van die liefde hoef te kyk nie, maar dat ons die kruis kan aanskou en kan sien hoe die ware liefde lyk. Here, dat as ons hierdie week voorbereiding doen om by die nagmaaltafel aan te sit, dat ons erns sal maak met dit. Dat ons ons lewens opreg sal ondersoek en, Here, by U voete kom skuiling vind. Met die wete U is in beheer. Maar U het in liefde ook die verlossing vir ons gegee. Here, ek bid vir ons kerk, ek bid vir ons kerkverband. Here, in besonder ons ring, wat hierdie komende naweek ook ringsitting het. Here, bid ek dat U wysheid sal bied, dat ons ook die regte besluite sal neem, wat tot eer van U is. Here, ek bid ook vir ons kerkverband, wat in 'n synodejaar is, wat besig is om reg te maak daarvoor, en al die werk wat ingesit word, Here, om U kerk ook te rig op U. Here, gee vir ons die wysheid om dit tot eer van U te doen, dat ons die koninkryk sal soek, en U geregtigheid en al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Here, ek bid dat U ook vir ons reën sal gee. Ons is dankbaar vir dit wat die naweek geval het, en dat daar vog in die grond gesit word, maar Here, daar is nog soveel gebiede wat droog is. Here, wat dit so drasties nodig het, ons vra, Here, gee die uitkoms. Maar waar ons ook sien van dele in ons land wat deur oorstromings, deur groot vloedreëne getref is, dat U ook met daardie boere sal gaan. Here, ek bid, gaan met ons boeregemeenskap wat gebuk gaan onder die back and close, Here, wat hierdie geestelike uitdaging het en moedeloos word as gevolg van die dinge wat daar buite is. Here, maak dit rustig in hulle, dat hulle ook sal besef, maar U voorsien en U versorg. Hierdie dinge bid ons in afhanklikheid van U, die versorger van alles. In naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 57. Gesang 57 daarvan vers 1, 2, 4 en 5. Gods wet vra al ons liefde vir Hom, ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Gesang 57, ons gaan sing vers 1, 2, 4 en 5.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Liefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbidding, ek sien Tannie Ronel pak op. Ek gaan eers sê, baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend, ons waardeer. Ons het gepraat dat ons volgende Sondag met die nagmaal, 7:15 wil begin, as dit reg is met Tannie. Ons weet Tannie gaan hervormers toe, so ek is net bang, ons loop dalk bietjie uit tyd uit, Tannie. Is reg, dankie vir die speel vanoggend, dit was lekker om saam met Tannie te sing. Geliefdes, voorbidding. Ons dink aan ons gemeente en al ons lidmate. Ons wil vanoggend vir Donnie en Helena, wat daar agter is, sê baie welkom by ons gemeente. Julle is nou amptelik ook lidmate by ons. Mag die Here julle verblyf hier by ons seën en mag julle ook die geestelike voeding kry waarvoor julle soek. Geliefdes, dan dink ons aan Tannie Mariana van Sail wat aansterk na haar knievervanging. Ons dink aan Tannie Elise Roux in die ouete huis. Ons dink aan oom Tinus van Bouillon. En ons het laas Sondag gesê, maar nou is ouma en oupa amptelik hier in die kerk. Oom Sakkie, Tannie Dina, baie geluk met die kleinkind wat julle ryker geword het. Mag die Here haar vir oom hulle net as 'n seëning gee en nooit 'n bekommernis nie. Maar gelukkig die bekommernis is mos die kinders se en die seën is die ouma en oupa se. Maar mag sy groot vreugde vir oom hulle in die lewe bring. Geliefdes, dan vra ons voorbidding vir ons ringsitting Saterdag die 21ste Februarie in Vryburg. Dink asseblief van ons daar wat belangrike besluite geneem moet word. En dan volgende Sondag die 22ste Februarie 7:45 nagmaal. Onthou die voorbereiding wat so baie nodig is ook vir die nagmaal. Geliefdes, dan kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoek buite die normaal. Ons vra dat almal asseblief solank die kerk skiet vir ons adverteer van die 23ste Mei. Dan het ons 'n jeugaksie. Ek het nou al op die groepe met julle begin praat. As julle nie op die groepe is van die jeugaksie nie, asseblief gaan op, word deel van dit. Ons wil graag bietjie die werkende jeug aktiveer en julle weer bietjie aan die gang kry. En op hierdie stadium, ek dink ek het gesê die 28ste, dis die Saterdag aand, wil ons 'n bring en braai hou hier by die kerk. Dit gaan baie lekker wees, ons gaan lekker saam kuier en dan sal ons sommer daar al ons volgende aksie ook reël. Maar hou asseblief die datum oop en kom kuier lekker saam. Dan wil ek dankie sê vir almal wat gister by Stella was en hulle ondersteun het. Dit was 'n lekker aand gewees, was 'n lekker dag gewees. Julle moet nou maar sê tot hoe laat het julle nog gekuier gisteraand? Tot baie laat.
Maar julle is darm hier vanoggend, dis die belangrikste. Tot 11 uur. Maar dit was 'n baie lekker aand gewees en dankie vir almal se ondersteuning daar ook. Geliefdes, dan het ons kerkraadsverkiesing die 8ste Maart. Ons het so ruk terug besluit dat die kerkraad moet begin wissel en ons het nou besluit, oom Dries het vir baie jare diens gedoen op die kerkraad en veral in die ouderlingbanke en ons is baie dankbaar vir alles wat oom gedoen het, maar ons gun vir oom ook bietjie rus en daarom gaan oom Dries nou af as ouderling en dan word wijk 2 vakant. So ons gaan ouderlingraad of 'n ouderling kies vir wijk 2. Oom Dries is nog ouderling totdat daai ouderling bevestig is. So moenie dink die wijk is klaar leeg nie, maar ons gun vir oom Dries die rus. En dan wijk 1 se diaken. Het ons ook losmaking gegee. So dis die 2 wyke wat vakant is op hierdie stadium en ons wil die 8ste kerkraad verkies. Ons wil vra dat julle vir ons teen die 6de Maart, dis die Vrydag voor dit, asseblief al die nominasies sal gee. Jy kan dit by my indien, dan kan die kerkraad die grofslys suiwer en dan sal ons die 8ste die verkiesing hou. Dan weet ek nou al klaar as dit by kerkraad verkiesing kom, vir al ons jong manne, het begin sê, maar hulle wil nie meer op die kerkraad dien nie, want ons het kinders en is vir ons vrouens moeilik met ons kinders, en die kerkraad het 'n besluit geneem, dat van volgende Sondag af die kerkraad nie meer voor hoef te sit nie. Daar's nie 'n amptelike synode besluit wat bepaal waar die kerkraad moet sit nie. 'n Ouderling kan sy werk net so goed by sy vrou doen, as wat dit hier voor in die banke doen. Die diakens kan net so goed die werk doen vanuit die banke waar hulle by 'n vrouens sit, as wat hulle hier voor sit. So ons het gesê, ons gaan die vergunning doen, dat die kerkraad nou by hulle vrouens kan gaan sit, met die uitsondering nagmaal Sondag sit die kerkraad voor, dat ons die orde van die erediens net behou. Dat dit nie 'n deurmekaar spul is om by die tafel uit te kom en so voorts nie. Geliefdes, dan, nou moet ek net eers self sien waar ek is. Blomme en Teebeerd vir die maand Februarie is wijk 3. Kom drink asseblief saam met ons 'n koppie koffie of tee. Susters aksie vergadering die 23ste Februarie, hoe laat? 11 uur, 12 uur? 10 uur die oggend. Jy sal die reëlings kry daar op die groep, soos wat ons dit deurgee. Verbondsonderrig open in die kerk vanoggend, dis les 4. Boodskappers vir die maand Februarie is in die saal beskikbaar, neem asseblief vir die eksemplaar. Dit gaan oor kinderopvoeding, so dis baie interessant. Dan, geliefdes, ek seker Tannie Anel het julle al almal voorgestel. Almal Tannie, nie almal nie. Maar dan is dit nou my voorreg om, ek het so 2 weke terug vir u gesê, ek bring 'n nooitjie kerk toe, en ek kan amptelik vir Chanel vandag aan u voorstel as my meisie. So is baie dankbaar daarvoor, en ons gaan lekker saam kuier. Maar asseblief kom ontmoet haar en kom drink 'n lekker koffie saam met ons. Dan hoop ek u het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week wat voorlê. Die boere het altyd gesê, mag dit reën daar waar jou mielies geplant is en nie daar waar die wasgoed gehang is nie. Maar vandag sal ek tot die reën waar die wasgoed gehang is vat. Kom ons gaan kuier lekker saam.